oor by Gesang 8. Gesang 8 is ons nou. Geliefdes, kom ons gaan dan die voorsang afsluit, dan blaai ons na Psalm 66. Psalm 66, juig aarde, juig met blye galme, ons sing vers 1 en vers 4. Vanmôre se tema by ons erediens is die bewys van genade is in verdraagsaamheid by onregverdige lyding. Bewys van God se genade is in die verdraagsaamheid wanneer ons onregverdig ly. En dit is in die tema van die verdrukking van die kerk ook deurmaak, van 1 Petrus, waarmee ons dan ook vanmôre dan aangaan. Blaai na Psalm 66, ons gaan afsluit, ons sluit ons voorsang af met vers 1 en vers 4, en dan na die fotum in die seëngroet, sing ons dan spontaan Psalm 118, vers 1 en 3. Psalm 118, vers 1 en vers 3, net na die fotum en die seëngroet.
slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons luister dan na die wet van die Here, want die wet leer vir ons wat die sonde is, en as die wet klaar vir ons geleer het wat die sonde is, kan die wet ons nie help met die sonde nie. Die wet word dan vir ons die tugmeester na die een toe wat ons vergewe in ons sonde, na Jesus Christus, en dan wanneer ons hierdie groot genade in Christus ontvang, deurdat ons sien hoe dat hy ons genadig is, dan word die wet vir ons die reël van ons dankbaarheid. Dan wil ons die wet nastrewe nie ter wille van redding nie, maar ter wille van ons dankbaarheid vir die redding wat ons ontvang het. So kom ons luister dan met daardie gesindheid en onderdanigheid ook na Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie,
Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, voor hierdie wet staan ons dan skuldig. Kom ons blaai na Gesang 68, Gesang 68, en ons doen dan opreg ons skuldbelydenis deur saam te sing vers 1, 3 en 4. Gesang 68 vers 1, 3 en 4. Johannes 4 vers 9 tot 10. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Daarom geliefdes, so kom die genadeverkondiging en die vermaaning dan ook tot ons vanmôre, dat aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van jou sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof bly lewe. Geliefdes, kom ons doen dan nou ons geloofsbelydenis. Hy gaan vir u voor en u volg opreg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons antwoord dan ook op hierdie genade wat die Here vir ons toon deur te blaai na Gesang 87. Gesang 87, en ons besing ook die Here se lof daarin vir sy genade oor ons, ook as voorbereiding op die woordverkondiging vers 1 en vers 2. Amen.
Geliefdes, ons maak oop by 1 Petrus. Ons lees vanmôre 1 Petrus 2 van 'n vers 8 1 Petrus 2 van 'n vers 18 tot 25. Die opskrif het daar die pligte van die Christelike diensknegte. Terwyl ons met die woord van die Here oopsit, kom ons verenig in gebed saam. Onse God en Vader, U wat almagtig heers oor U skepping, U wat alles so tot stand gebring het. Ja, Here, vir ons elkeen ook tot die lewe geroep het, om te moet lewe hier op hierdie aarde, voor U aangesig. Ons kom staan voor U, Here, as U gemeente, geheilig deur die bloed van U Seun Jesus Christus, verlos van ons sondes, alles net genade, aangetrek in die Gees van God, om voor U te kan kom staan. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir U grootheid, vir U heiligheid, vir U almag, U alomteenwoordigheid, U alsiendheid, U alwetendheid, waarin ons bekend gestel kon word deur U Seun. Dat ons die voorreg kan hê om dit te mag leer ken uit U woord uit. Dat ons so verenig mag word as kerk. Terwyl ons as kerk die verdrukking ook van hierdie wêreld voel en ervaar, kan weet, Here, dat ons is nie alleen nie. En dat U vir ons wil lei en behoed en bewaar. U wat ons geroep het tot die lewe in hierdie skepping van U. Wees ons genadig, wees ons barmhartig. U ken elkeen van ons omstandighede, U ken elkeen van ons se lewens. Help vir ons, Here, om voor U te buig. Werk dit vir ons in ons harte, Here, dat ons sal besef, elke dag hoe meer, dat in hierdie tye waarin ons onsself bevind, ons al meer voor U moet kniel. Ons is tot niks in staat van dit wat U vir ons gun in hierdie lewe, as ons nie binne die raad en die wil van God ook ons lewens rig nie. En net U help ons daarin. So ook met hierdie gedeelte wat ons vanmôre gaan lees, wil ons daarom vir U vra, Here, help vir ons. Gee vir ons insig in die tye en die omstandighede. Gee vir ons insig, Here, om raak te sien hoe U genadig is en hoe U ons lei. En help vir ons, Hemelse Vader, om ook te verstaan hoe ons lyding in hierdie wêreld te verdra, tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. 1 Petrus 2 van 'n vers 18. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade, as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self
ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en die opsiener van julle siele. Tot sover, geliefdes, die teks wat ons dalk op klem plaas vanmôre is vers 20. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons praat maklik oor die woord genade, maak van dit maklike aardse woord van as dit met my goed gaan, dan is dit oor die genade van God. Maar Petrus kom wys vir ons op 'n baie besondere wyse wat die genade eintlik inhou. Want wat daarvan wanneer dit nie met jou goed gaan nie? Wanneer jy in 'n tyd van verdrukking en lyding en onreg moet verduur? Hoe moet ons die genade hierin raak sien? Wat moet ons nou as die genade erken? Hy wys na slawe in hierdie gedeelte wat as 'n reël soos diensknegte slawe sleg behandel was. Dit was die reël om sleg behandel te word as 'n slaaf deur die heer van die slaaf. Of hulle nou goed doen en of hulle nou kwaad doen, slawe moes maar die slegte behandeling verduur. Dis 'n plig. Nou dis genade as iemand ten spyte van slegte behandeling kan goed doen, sonder om opstandig te raak oor die slegte behandeling wat hy oorkom, sonder om sy goeie dade, sy goeie werke af te speel teenoor die slegte behandeling en daarin homself te regverdig. Want watter kans het ons tog as kerk in die Here Jesus Christus op hierdie aarde om ons goeie werke te wil gebruik tot regverdiging voor die wêreld? Dit is nie uit 'n mens se eie vermoë moontlik om dit te weet dat al doen jy goed, moet jy die lyding nog steeds dra nie. Dis 'n teken van God se genade in so 'n mens. Nou Petrus wil die kerk kom toerus, en Petrus wil die kerk kom versterk in hierdie tye van verdrukking. Wanneer die kerk goed doen en sleg behandel word, dan moet ons fyn oplet na waar ons die hoop moet sien en hoe ons dit moet verstaan in die genade van God se werk in ons harte. 'n Man wat 'n hou kan vat terwyl hy goed doen, onregverdige hou moet vat en daai onreg kan verdra sonder enige wraakgedagtes. Dit sê Petrus is die teken van die genade. Want dis nie uit 'n mens nie. Wees getroos dat dit ook die bewys is van Christus as julle herder en opsiener in julle midde, eindig Petrus mee af in hierdie gedeelte. Daarom die tema van môre, bewys van genade is verdraagsaamheid by onregverdige lyding. Nou geliefdes, baie maklik kan ook hierdie gedeelte gebruik word om vir die kerk daarom te kom sê, ja, maar julle moet julle nou so slawe gedra, want Petrus het nou so gesê. En so dan 'n selfopgelegde soort van 'n selfkastyding, want Petrus het so gesê, moet ons nou alle onreg in hierdie lewe daarom net goed moeds aanvaar. Maar hier is 'n baie belangrike konteks wat ons hier moet raak sien. Eerstens, Petrus is besig hier om vir die kerk die beginsel te leer van hoe om in tye van verdrukking hulle geloof en hulle hoop in die Here Jesus te behou. Die kernvers of die kerngedeelte agter Petrus is dit wat die Here Jesus hom gesê het toe die Here hom geroep het. In Lukas 22 vers 31 en 32.
verduidelik die Here Jesus vir Petrus die doel van die verdrukking wat die kerk deurmaak. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En dit is onvermydelik dat in tye van verdrukking baie mense in die kerk van die Here Jesus weggesif gaan word. Mense wat werklik uit die hart uit goeie werke gedoen het, wat werklik hulle self op die altaar geplaas het, goed gedoen het, onregverdig behandel is en die sif het ingelê en daardie persoon het uit sy kwaadheid uit die kerk los gesif geraak. Die Here Jesus waarsku teen dit. Mense wat nie onreg sal kan verdra, terwyl hulle dan nou weet hulle het goed bedoel. Dis soos die gelykenis van die saaier. Nie alle harte is uitverkore goeie grond waarop die saad van die evangelie gesaai word. Natuurlik word die saad op al die harte gesaai. Dis die roeping, die kerk moet dit doen. Maar nie al die harte waarop dit val, is noodwendig goeie grond nie. Party harte is hard, harde grond. En die saad ontkiem nie. Party ontkiem dit, maar hulle word so verstrengel in die moeites en die sorge van die lewe, in die omstandighede van die lewe, dat die kerk moet nou wag. Hulle word uitgesif. Die sif is hard aan die skut onder die blanke Afrikaner boerevolk in Suid-Afrika. Kyk na die kerk in Suid-Afrika, terwyl die sorge, die verdrukking toeneem onder ons mense. Maar die uitverkorenes van harte, waarvan die saad in die goeie grond geval het, hulle moet nou versterk word. So wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, moet ons dit nie sien, dat ons nou vir elke mens kan kom sê, jy moet nou al die onreg van die wêreld vat, want Petrus het so gesê. Ons moet in die eerste plek daarna kyk, wat is die doel waarom Petrus dit sê? Om die kerk se harte te versterk in die tyd van verdrukking. Nie om van die kerk 'n aardse slaaf te maak en elke lid daarvan. Die Here hou ons as kerk steeds geroepe om vir mekaar in hierdie hoop te versterk, sodat wanneer die sif ook inlê, dat ons vir mekaar kan help. Petrus wil ons weer herinner hoe om ware genade te kom onderskei. En ons moet vir mekaar help nie. Hy gebruik vir sy tyd 'n baie algemene sosiale situasie. Hy gaan vir ons genade in Christus verduidelik. Die sosiale posisie van 'n slaaf in die wêreld waarin hy homself bevind. Nou ons lees in vers 18 van eienaars en slawe. Nou die woordjie wat daar gebruik word is die woordjie heer. Diensknegte, wees julle here onderdanig. Hulle word here genoem. Dis waar die woord here vandaan kom, uit die Bybel. Ons het dit ook in die verwysing na ons Here Jesus Christus. Die woord Here beteken 'n eienaar van slawe. Dit is waar dit vandaan kom. Ons is die diensknegte van die Here Jesus Christus. Hy is ons eienaar, hy is ons Here. Maar net so was daar in die algemene samelewing verwys tussen 'n dienskneg en sy baas as die dienskneg die slaaf en sy heer. Dit is nie 'n buitebybelse begrip. Maar ons eienaar, waarvan ons die slawe is, hy's 'n goeie heer. Anders as die wêreld se here wat sleg is met hulle slawe. In vers 25, hy is ons goeie herde. Hy is ons opsiener as heer oor ons.
Hy's 'n genadige Heer. Terwyl die slawe nie die genade van hulle eie aardse here, eienaars, so ervaar het. Hulle was nie goeie eienaars nie. En dit was sosiaal aanvaarbaar. U moet dit in gedagte hou. Hulle het hulle slawe wreed en baie genadeloos behandel. In Petrus se tyd was die meeste mense in die samelewing slawe. 'n Heer was 'n uitsonderlike ryk persoon gewees, wat slawe kon koop en hê. Daarom was die meeste slawe en die Here was aan die aard van die saak in die minderheid. Nou dit het ook daarom gemaak, dat in die kerke die merendeel slawe was, mense van die slawe posisie, as u wil, was lede van die kerke, voor wie daar ook gepredik was. Hulle het goed hulle posisie verstaan. Hulle het baie goed hulle posisie verstaan. In ons moderne wêreld met die konsep van werknemer, werkgewer, gaan dit vir ons moeilik wees om hierdie konsep sommer net so toe te pas in ons wêreld vandag. En ons moet dit ook nie doen nie. Slegte behandeling is nie vir ons iets wat ons verstaan in ons wêreld van werknemer, werkgewer. Werkgewers is in die eerste plek nie eienaars van die werknemers. In die tyd van die slawe was daar 'n spesifieke sosiale gedrag wat totaal aanvaarbaar was. Hulle eienaars kon hulle wreed behandel. Waag dit in vandag se tyd en dit sal groot reperkusies hê. So ons moet ook daarom nie die slegte behandeling wat ons as werknemers voorkom in presies dieselfde konteks gaan plaas as dit wat die slawe oorgekom het in die tyd van Petrus. Ons moet versigtig wees om hierdie gedeelte sommer net te verstaan as 'n slegte behandeling tussen 'n werknemer en 'n werkgewer. Die slawe in daai tyd was iets anders. Slawe as eiendom van hulle here het geen keuse gehad as om onderdanig te bly aan die slegte behandeling. Hy kan nie daaruit ontsnap het nie. Hy kan nie daaruit losgekom het nie. Dit was 'n dwang van die sosiale orde om opgelê. Ons kan vandag werke verander as ons voel ons word onregverdig behandel. Hulle moes swyg. Ons het vryhede wat hulle nie gehad het nie. So ons moenie hierdie gedeelte net so vat en probeer toepas op ons arbeidsvlakte vandag. Petrus sê in hierdie gedeelte vir daai slaaf in daai omstandighede, hy moet onderdanig wees. Hy's reeds onderdanig, u moet dit verstaan. Nie omdat hy wou wees nie, omdat hy moet wees. Dis die verskil. Hy's reeds in die fisiese sosiale orde geforseer tot 'n onderdanigheid. Dis nie asof daardie slaaf 'n keuse gehad het of hy nou wil of nie wil onderdanig wees nie. So nou wat bedoel Petrus dan nou eintlik? As hy dan nou gedwing is om onderdanig te wees as slaaf, waarom dan nou nog vir hom sê hy moet onderdanig wees en verdra? Dit gaan oor die hart. Dit gaan oor die hart van hy slaaf. Hy het nie 'n keuse daarin. Waar ons vandag dit wil toepas en vir mekaar sê, o, maar jy word sleg behandel, maar jy moet maar dit vat, moet ons baie versigtig wees. Of ons moet baie versigtig wees om te sê, ek word sleg behandel deur my werkgewer, ek sal maar onderdanig wees daarin, asof ek nie die vryhede het wat die samelewing vir my bied om 'n ander werk dalk te kan gaan kry het. Moenie dit toepas in vandag se dae. Ons is nie besig met werkheiligheid nie. Om nou te wys hoe 'n goeie Christen ek gaan wees om in die orde van vandag die onderdrukking te vat, terwyl niemand dit hoef te gevat het. Kyk hoe goed is ek. Niemand in die samelewing het jou ooit gedwing
om die onderdrukking te vat nie. As die samelewing jou nie gedwing het om die onderdrukking te vat nie, wie wil jy nou beïndruk wanneer jy die onderdrukking dan nou aanvaar? Ons moet oppas vir 'n slawe mentaliteit of die woord van ons tyd om slagoffer te wees en te dink ons is daardeur geheilig. Dit is nie vandag 'n sosiale reël. 'n Goeie slagoffer is nie wat Petrus hier aanbeveel nie. Nie werkheiligheid nie. Let op wat Petrus bedoel by die genade in jou gesindheid. Wanneer jy wel 'n gedwonge slagoffer is. Wanneer jou gesindheid wys, ek gaan onderdanig bly. Slawe van wie hulle status as slawe, moet hulle gesindheid ook in die opset verstaan. Hulle moes genadig wees, onderdanig wees. Anders is daar nie genade nie. Daarom maak die konteks van ware slawe teenoor hulle Here vir ons baie saak in die gedeelte. Hulle moes onderdanig wees. Maar die genade van die Here werk in gesindheid. Wat is die gesindheid in jou hart? Wanneer jy gedwing word tot 'n onderdanigheid deur 'n hele sosiale orde, want dit is verdrukking. Wanneer 'n hele sosiale orde jou in 'n posisie gaan plaas waar jy geen keuse in gaan hê nie, wat gaan jou gesindheid wees? Gaan jy nog steeds goed doen en die verdrukking kan vat soos die slawe dit moes doen? 'n Dwang tot onderdanigheid. Nou gaan Petrus verder en hy wil nou verduidelik hoe werk hierdie gesindheid. Hy sê vrees God, nie mense nie, in vers 18. Vrees God, nie mense nie. Nou as ons daar lees, dan kan dit nou staan asof daar staan, wees julle Here onderdanig met alle vrees. Asof daar staan dat jy moet jou Heer nou vrees. Maar dit is nie waar nie. Want Petrus verskoning het alreeds gesê wat die vrees behels in vers 17, net die vorige versie. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Met ander woorde, die vrees in vers 18 is nie nou 'n weerspreking van vrees nou mense nie. Hy plaas fokus op die feit, jy wat 'n onderdaan is in 'n gedwonge situasie waar jy geen keuse in het nie, maak doodseker, jy vrees God in daai posisie waarin jy jouself bevind. Tot onderdanigheid aan die een wat oor jou Heer is. As hy sê, wees julle eienaars onderdanig, omdat julle God vrees, dan sê hy eintlik, die eerste beginsel van onderdanigheid is jy staan voor God. Doen jou werk, omdat jy heel eerste al jou werk aan God verskuldig is. Dan maak dit van jou nie eerste 'n vrees van mense nie, maar 'n vrees van God, tot 'n diensknegt van die mens, wat jou dwing en slaan. Wat 'n gesindheid. Ek werk vir God, al werk ek onder 'n mens. Daarom het die Christene, die slawe Christene van daai tyd, was so geëerd, wanneer hulle daardie gesindheid begin toon het. Ons lees later, waar Paulus vir een van die slawe in die tronk wat hy tot bekering gekom het, om terugstuur na sy baas toe, maar Paulus is so jaloers, dat hy soek eintlik hy slaaf vir homself. Want wat het hy nou? Iemand wat vir God werk. 'n ander trots, 'n ander tevredenheid. Wees julle eienaars onderdanig omdat julle God vrees. Doen jou werk, want jy doen dit vir God. Dis nie om 'n baas te beïndruk nie. Dit gaan alles te doen hê met jou hemelse eienaar, jou hemelse Here, Jesus Christus. In die tweede plek, hoe is jou gesindheid as jy goed gedoen het?
En uit hierdie verdrukkende situasie moet jy nou verniet pak slaag kry. Baie slawe was te begrype vanuit hulle omstandighede diep verbitterde mense. Mense wat nie kan ontsnap uit hulle posisie uit nie, is diep verbitterd. Hulle is vol haat. En hulle is so gefrustreerd, want niks wat hulle doen, sal hulle ooit hieruit kan kry nie. Baie slawe het ook in hierdie verdrukkende situasie, was hulle sleg behandel, al het hulle goed bedoel. Wanneer hulle gewerk het vir hulle baas, al het hulle goed bedoel, kry nog steeds pak slaag. En dit is baie maklik die petrol op die vuur van die reeds verwyte in hulle harte. Dis dan wat Petrus ons aandag wil kom rig na hoe lyk God se genade. U moet verstaan dat ons nie vandag se werksituasie in hierdie posisie kan plaas nie. Maar ons moet vanuit hierdie posisie uitkyk wat dit eintlik is om die genade van God raak te sien. Wanneer die slaaf die innerlike hartsgerusheid het om die onregverdige hom aangedoen te verdra en nie sy vrede te verloor nie, is dit God se werk, nie 'n mens se werk. Dit is bonatuurlik. Daarom moet Petrus verklaar, waar kom dit in die Christen vandaan? Hoekom kan die slaaf dit doen? Bring ons by vers 21. Want, die vers begin met want. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Die woordjie want, Petrus gee nou hier die rede, waarom Christene onregverdige lyding kan vat. Die Here Jesus, ons eienaar, ons ware eienaar, ons ware Heer, het 'n bloedspoor op hierdie aarde kom nalaat. Dink daaraan, hy kom word die slaaf, erger as die slawe van daardie tyd, tot verlossing van ons, wat in die slawerny van die sonde is. Hy kom los 'n bloedspoor. Hy was so meer as 'n slaaf, tot die dood toe, 'n wrede dood aan die kruis. Nou wanneer die slaaf in sy baie slegte situasie van daai tyd dit geweet het, dan kon hy goed doen, sleg behandel word en dit verdra. Want dit het 'n anderste verandering in sy hart teweeggebring. En wanneer 'n slaaf gesê word, maar in Markus 8 vers 34, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Dan verstaan die slaaf in daai gedwonge situasie, maar dit kan ek doen, want ek word elke dag geslaan, ek word elke dag onregverdig behandel, ek word gemartel, ek word sleg gesê. Al wat ek hoef te doen, is om te sê, maar my God het dit vir my ook deurgemaak, ek kan dit ook deurmaak. Ons moet ons in daai posisie indink. En dan raak dit vir 'n slaaf nie meer 'n gespoggery oor wat hy kon verdra, soos iemand wat moetswillig pak slaam of moetswillig kwaad gedoen en pak slaam moes gekry het en vir almal gewys het hy kon nie houe gevat het nie. Nou raak dit iemand wat goed doen en 'n pak slaaf vat, sy mond kan hou daaroor en kan aangaan, want sy eie eienaar, die Here Jesus Christus, het dit ook deurgemaak. Hierdie hele gedeelte van vers 21 tot vers 25 is so 'n mooi ontleding, as u wil, van Jesaja 53. U ken Jesaja 53, die lydende knegt. So 'n Christen in sy verdrukking vind hierdie genade, hierdie krag en genade net van die geloof in Christus. Nou vers 22 gaan Petrus en hy haal presies uit Jesaja 53 vers 9 uit. Omdat hy geen onreg gedoen het nie. Dis wat staan in Jesaja, jy kan sien dit staan presies net so amper woord vir woord geskryf deur Petrus in vers 22. Omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.
Christus. Vers 23, dat slawe in Christus nie terugskel as op hulle geskel is nie, kom uit Jesaja 53 vers 7 uit. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, net soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, het sy mond nie oopgemaak nie. Die Here Jesus laat dit aan sy Vader oor om te vergeld. Ja, die Here Jesus is toegelaat deur God die Vader om in 'n posisie te wees waar hy nie kon uitkom nie. Net soos daardie slawe nie kon uitkom uit hulle posisie uit nie. Hy het vir hulle gewys, ek hou my mond toe. En ek stap die pad. Want hy is die regverdige regter wat sal oordeel. Ek hoef nie te skel en te skree nie. So moet die Christen in verdrukking, as niks die verdrukking oor jou gaan verbeter nie, soos met die slawe in Petrus se sosiale orde, moet ons nie vergelding dink nie, maar ons saak in die hande van die Here oorlaat. In vers 24 wys hoe die genade van God werk ook in sy kinders. Ons kan die wraak en die woede en die verwyte afsterf oor Christus. Sien jy daar wat staan in vers 23? Wat toe hy uitgeskel is, nie uitgeskel het nie? Verskoning vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Geliefdes, hoeveel wonde het 'n slaaf nie dalk daagliks opgedoen? Ons kan die wraak en die woede en die verwyte afsterf oor Christus, wat die houe gevat het vir ons sonde. Want wat anderster is vergelding, as om sondig te wil optree, en die onreg te wil vergeld. Ons kan nou doodgaan vir ons eie sondige reaksie op die onreg ons aangedoen. Dit is 'n dood van die wraak in die hart van die Here se kind, omdat die dood gesterf is aan die kruis van Christus, 'n direkte verband. Vers 24 verwys juis na Jesaja 53 vers 12 en daar staan, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ons is na Christus se wonde genees, waarvan? Van die sondige begeerte om wraak te neem op die onreg wat ons oorkom wanneer ons goed doen. Nie wanneer ons kwaad doen nie, wanneer ons goed doen, is die wraak in ons stil gemaak. Dis genade. Dis die genade in Jesus Christus. Nie na die wonde wat ons oorkom nie, wanneer ons seer kry en ons verdrukking nie. Die genade erken jy, dat wanneer jy die houe wat jy vat, nie daarop met kwaad en kwaad vergelyk nie. Dat Christus my sulke sonde van genees het, toe hy my houe vir my gedra het. Meer nog, die houe wat ek nou in die lewe kry, kan ek daarom verdra in die navolging van Christus. Dit is dus weens Christus dat ons ongeregtigheid wat ons oorkom kan verdra. Nie uit 'n eie krag uit nie. Moenie vir jouself in 'n situasie indink van ek is nou 'n slagoffer, wanneer niemand van jou 'n slagoffer gemaak het. Maar wanneer jy geforseer word in 'n posisie in waar jy nie kan uitkom nie, hoe gaan jy dan optree? As jy dan kan verdra, is dit bloot die genade wat jy moet raak sien. En dan sê Petrus, dit is hoe ons mekaar versterk. Kyk daarna. Ja, ek het 'n hou gekry. Ek kan dit aflag. Hoekom? Dis die genade van Christus. Ek het goed gedoen, nou is ek verag. Ek kan dit aflag. Hoekom? In Christus.
Want dis nie uit 'n mens uit, dat 'n mens nie sou wil wraak neem op die onreg nie. Geliefdes, ons is nie slawe soos in die tyd van die slawe en die Here nie, soos in Petrus se tyd nie. Maar die verdrukking van die kerk van die Here Jesus Christus bly onreg. Soos wat die slawe dit ook deurgemaak het. Die kerk kan nie altyd die verdrukking van hom af wegwerk nie. Die kerk gaan deur die verdrukking weens staatswetgewings. As kerk kan jy niks aan doen nie, jy kan dit nie verander nie. Jy kan dit nie beweeg nie, ons kan mekaar maar verwyk oor wat in die wetgewing en wat in die land gebeur. Ons kan dit nie verander nie. In elk geval nie die Here vir ons die vermoë hierin gegee, of vir ons die ruimte hierin gegee nie. Maar moet ons nou ophou goed doen, omdat ons houe gaan kry? Nee. Moenie dat ons uitgesif raak van die geloof in die Here Jesus Christus deur die onreg van die verdrukking. Ons moet hoop behou, want Christus het voor ons, namens ons en vir ons al hierdie verdrukking reeds deurgemaak. Deur sy verdrukking namens ons is hy waardig nou om ons ware Heer te wees. Meer nog, sê vers 25, ons herder en opsiener van ons siele, wat hy alreeds is. En so, ook die herder en die opsiener kom van Jesaja 53 vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. In verdrukking uit Christus is hy ons goeie herder, ons opsiener wat ons siele bewaak en bewaar. En sy sorg is ons veilig vir altyd. Hy is ons ware Heer, ons herder, ons opsiener. Die verdrukking sal nie die kerk vernietig nie, want Christus is die opsiener. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons voel die skit van die sif. Ons voel, Here, dat daar is selfs opstandigheid by sekere plekke wat ons nou al vir mekaar kan sê, daai opstandigheid gaan nie noodwendig die verdrukking verlig nie. Here, ons wil vir U bid en vra dat U vir ons die genade mooi duideliker sal uitwys in ons lewens. Want so baie kere het ons al goed gedoen, houe gekry, maar ons is nie uitgesif nie. Dis genade. En daarom, Here, kan ons net vir U die eer gee. U wat hierdie geloof in ons harte werk. U wat vir ons dit gee om goed te doen en nie op te hou nie. Houe te vat, weer terug te keer. Nie 'n gesindheid van wraakgierigheid het nie. Maar weet, die onreg is nie nou in ons hande om dit te wreek nie. Dit is altyd in U hande. U is die Here. U regeer. As opsiener en herder oor ons lewens. En U sal ons nie teleurstel nie. U is altyd by ons. Want die herder los nooit sy skape nie. Die opsiener sluimer en slaap nooit. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met Gesang 361. Gesang 361, dan sing ons daar vers 1 en vers 2. Gesang 361, vers 1 en vers 2. Oh,
Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.